Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, verskyn in die hemel vir ons. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Hebreërs hoofstuk 9 vers 24. Die onderwerp van die heiligdom moet duidelik verstaan word deur die volk van God. Almal het self kennis nodig van die posisie en werk van hul groot hoëpriester. Die voorbereiding van Christus ten behoewe van die mens in die heiligdom daarbo is net so noodsaaklik vir die plan van verlossing as wat sy dood aan die kruis was. Deur sy dood het hy daardie werk begin wat hy na sy opstanding opgevaar het om in die hemel te voltooi. Ons moet deur geloof binne die voorhangsel ingaan, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hebreërs hoofstuk 6 vers 20. Daar word die lig van die kruis van Golgotha weerkaats. Daar kan ons 'n duideliker insig kry in die geheimenisse van verlossing. Die verlossing van die mens word volbring teen 'n oneindige koste vir die hemel. Die offer wat gebring word, is gelykstaande aan die breedste eise van die gebroke wet van God. Jesus het die weg na die Vader se troon geopen, en deur sy bemiddeling kan die opregte begeerte van almal wat in geloof na hom kom, voor God aangebied word. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Spreuke hoofstuk 28 vers 13. As diegene wat hul foute wegsteek en verskoon, kon sien hoe Satan oor hulle jubel, hoe hy Christus en heilige engele met hul optrede terg, sou hulle haastig wees om hul sondes te bely en dit weg te sit. Deur gebreke in die karakter werk Satan om beheer oor die hele verstand te verkry, en hy weet dat as hierdie gebreke gekoester word, hy sal slaag. Daarom probeer hy voortdurend om die volgelinge van Christus te mislei met sy noodlottige rogredering, dat dit vir hulle onmoontlik is om te oorkom. Maar Jesus pleit namens hulle sy gewonde hande, sy gekneusde liggaam, en hy verklaar aan almal wat hom wil volg, my genade is vir jou genoeg. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9. Laat niemand dan hulle gebreke as ongeneeslik beskou nie. God sal geloof en genade gee om hulle te oorkom.